Welkom by vandag se kort oordeenking oor ons teksgedeelte van die afgelope naweek. As SA gemeente is ons besig om saam met Johannes te reis op pad na Paasfees en die kruisgebeure. En verlede Sondag se preektema was gestuur om getuienis te lewer oor die waarheid. Een van die waarhede van Jesus se lewe wat gelei het na die kruis word vir ons beskryf in Johannes 12 vers 27 tot 28. Die boodskap se weergawe sê dit soos volg: Op die oomblik is my gemoed beswaard. Ek weet nie mooi wat om te bid nie. Sal ek bid, Vader, maak 'n ander plan sodat ek nie hoef te sterf nie? Dit kan ek tog nie bid nie. Ek het dan juis gekom om te sterf en op te staan. Ek kan nou net een gebed bid. Vader, doen wat nodig is sodat mense kan sien hoe groot en belangrik U is. Jesus se lewe lei na die kruis vir God se heerlikheid. Ons is geneig om te dink dat die grootste doel van die kruis in ons gevind word. Die Bybel leer immers in Romeine 5 vers 8, God bewys sy liefde vir ons hierin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Dit is duidelik dat die kruis die volmaakte en uiteindelike uitdrukking van goddelike liefde is. Tog is die primêre doel van die kruis nie eers ons redding nie, maar God se heerlikheid. Vader, verheerlik U naam, soos die 83 vertaling sê. Ons moet besef dat Jesus primêr eerstens gesterf het, omdat hy meer oor die heerlikheid van God omgee as enigiets anderste. Jesus was en is die gestuurde gesant van God, want hy het alles gedoen en gesê, presies soos God hom beveel het. Wanneer ons in sy voetspore volg, hoeveel keer sterf ons eie behoeftes en begeertes af om God te verheerlik? Mag jy en ek onthou, God red ons sodat ons saam met Christus die vreugde kan ervaar om hom te verheerlik en groot te maak. Of soos John Piper dit stel, The greatest news in all the world is that there is no final conflict between my passion for joy and God's passion for His glory. The knot that ties these together is the truth that God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Jesus Christ died and rose again to forgive the treason of our souls, which have turned from savoring God to savoring self. In the cross of Christ, God rescues us from the house of mirrors and leads us out to the mountain and canyons of His majesty. Nothing satisfies us or magnifies Him more than this. Ons gesels weer môre om verder en dieper waarhede te ontdek vir jou en my lewe uit God se woord. Tot dan, groetnis van huis tot huis in die netwerk waar jy leef.